Baie welkom by Mos Wêreldwyd Aanlyn Tuiskool se potgoeie. Hierdie potgoeie word geskep om jou as ouer te bemagtig om jou kind te ondersteun. By Mos Wêreldwyd wil ons jou kind help floreer in 'n onbekende toekoms. Lekker luister. Goeiedag en welkom by vandag se potgooi. Ons verwelkom vandag vir Sam en Cornel. Hulle is ons assesseringskoördineerders by die Mos en ons gaan vandag so 'n bietjie oor 'n onderwerp gesels waar baie ouers miskien vrae het en dit is hoe werk aanlyn assessering by die Mos. Baie dankie dat julle vir ons 'n tydjie geskep het vandag en baie welkom by ons potgooi, Sam en Cornel. Dankie, Minjanet, dit is baie lekker om hier te wees. Awesome. Okay, so ek gaan sommer wegspring met my eerste vraag vir jou, Sam. So watter soort assesserings word gebruik in die Mos aanlyn platform? Met ander woorde, byvoorbeeld soos toetse, projekwerk, eksamens. Kan jy ons 'n bietjie meer vertel daarvan? Ja, dit sal gaaf wees om dit te bespreek. Assessering op die einde van die dag is 'n ding wat ons kan gebruik om te sien waar lê die kind se kennis en hulle vaardighede in die vak waarin hulle dan speel. En wat belangrik is om te onthou, is dat, want ek is oud, so ek kan dit sê soos in my dae. Die idee van 'n assessering was, dis 'n toets, of dis 'n groot projek wat jy moet aanpak en jou ma moet P&A toe hardloop laat in die aand om vir jou project board te gaan kry en dis hoë stres en dis baie intens en dit is nie wat assessering is vir ons nie. Assessering het soveel verander. So by die Mos staan assessering op 3 bene. Ons het assessering vir leer, assessering van leer en assessering as leer. En ek dink baie mense sit meer druk of fokus op die sterbordels, die geel ster en die rooi sterbordels, maar elke bordel is 'n vorm assessering. Want dit is hoe 'n mens leer. Dit is jy doen 'n klein taak of 'n klein projek of 'n klein terugvoer oor iets wat jy geleer het en jy kry terugvoer daarop, so jy het jou kennis gewys. Jy het jou vaardighede gewys. Jy het terugvoer daarop gekry. Tik. Maar net so wat hulle in elke daaglikse bordel verskyn, die realiteit is ook dat elke kind moet 'n portefeulje hê vir elke graad waardeur hulle beweeg. En 'n portefeulje is definitief voorgeskryf en daar is sekere take wat moet bepunt word. En hierdie is ons geelster bordels wat take, projekte, dit is die geelster bordels en dan in die verdere fase, die senior fase het ons samewerking bordels wat 'n rooi ster het en dit is en my dag die toets en dan in die VOO fase is daar meer formele toetse en eksamens met 'n rooi ster bordel gekoppel ook. En ons glo dat 'n assessering, 'n taak, 'n projek is 'n oomblik waarin die kind hulle kennis en hulle vaardighede kan wys. It is a showcasing van alles wat in hulle breine en verstand aangaan. En dus gee ons terugvoer op elke liewe assessering. In my dag het jy net 'n punt in 'n rooi sirkel gekry en dit was vir jou teruggegee en jy was soos dis fantasties, maar ek het geen idee hoekom ek nie 'n 100 gekry het nie, want toe ek dit gedoen het, was ek soos hierdie is 'n 100% net daar. Dan is ek sad dat ek net 'n ou 60 gekry het en I'm like, but where did I go wrong? En omdat ons glo dat elke assessering, ekskuus ek het daar 'n bietjie ge-echo, want dis elke assessering, laat dit weer galm deur die tye. Dat elke assessering is eintlik iets waaruit 'n kind moet leer, is die terugvoer oor wat hulle doen en wat hulle wys en hoe hulle kennis kommunikeer, is vir ons die kern van assessering. Dit is nie die punt nie. Die punt van assessering is om te leer. Dit maak baie sin. Baie dankie, Sam. Ek dink jy het nou eintlik my volgende 2 vrae aan jou ook redelik beantwoord. Maar ek gaan dit net ook vra. So jy het vir ons 'n klomp verskille aangedui, want my vraag sou wees, wat is die verskil tussen die assessering dan by die Mos en tradisionele assessering in 'n fisiese klas? En ek dink ons het 'n goeie oorsig van dit, maar as jy enigsins iets wil byvoeg, is jy meer as welkom. Natuurlik wil ek. Ekskuus ek het jou daar in die rede geval, maar ek is so opgewonde, natuurlik wil ek jou meer vertel. Ons het ook begrip dat
die leerders van vandag is nie soos die leerders van my dae en jy's nog baie jonk, nê? Selfs jou dag. Was hoe ons assesserings gekry het en benader het verander want die wêreld het verander. Ons kan nie staan en dink dat wat my kinders wat nou 10 en 11 leer, is dieselfde wat ons gedoen het. Die manier hoe hulle na die wêreld kyk en hoe hulle na take en projekte, hoe hulle dit kyk is anders. So ons beweeg na alternatiewe vorms van assesserings. Ja, ons moet 'n toets hê, ons moet 'n eksamen hê. Ons wil hê dat ons kinders deur matriek kom met 'n goeie verstand wat hulle na die toekoms toe sal lei. Maar ons fokus op vaardighede. Ons fokus op kreatiwiteit, kritiese denke, burgerskap, om hulle gedagtes ook te vorm. Dit is nie net rote learning van jy sit en jy leer in 'n boek vir ewig en dan moet jy dit alles net sê in die eksamen en dan 2 minute later is daai kennis weg. Ons glo in diep leer waar die kennis gevorm is sodat dit actually relatable is. En ons glo vas in alternatiewe assessering. Daar's ander maniere om 'n kind te vra om hulle kennis te wys, waar die kind keuse het, waar die kind met hulle eie sterk vaardighede hulle kennis gaan wys, in plaas daarvan dat ons elke kind met dieselfde kam en sê dat almal moet vra en antwoord kan doen nie. Party kinders praat beter. Party kinders kan iets visueel baie beter uitwys. So ons maak plek dat ons sal elkeen se kennis sien, ons sal elkeen se vaardighede sien, maar dit is 'n alternatiewe formaat vir hulle gegee sodat elke kind kan eintlik gesien wees. Okay, baie dankie. En jy het nou gepraat van terugvoer wat leerders kry op hul borrels of hul assesserings, maar ek wil net weet, hoe word leerders se vordering dan op hierdie platform gemonitor en hoe word die terugvoer vir hulle gegee? Ek dink nie ek hoef te diep te delf in die daaglikse borrels nie. Ek seker die kinders en die ouers weet, hulle kry die terugvoer in die borrel. Ouers kan dit self sien as hulle op hulle profiel ingaan. Maar spesifiek vir die portefeulje borrels, die geel ster en die rooi ster borrels, ons het 'n vorderingsoorsit wat lewendig is. Die oomblik wat iets gemerk is, sal dit deurtrek na jou vorderingsoorsit toe en die ouers en die leerders het toegang daar. En wat fantasties is, as jy ingaan en dit is op die linkerkant van jou skerm, dit sê, you've had updates in jou vorderingsoorsit en daar sal die ouer en kind die terugvoer oor hulle taak wat hulle ingedien het, met die persentasie wat die kind gekry het. En die jaarpunt word deur die jaar ook daarna toe gewys in die portefeulje, in die vorderingsoorsit, ekskuus. En elke liewe taak wat hulle doen, is in die vorderingsoorsit en dan gee ons in die tweede kwartaal en die vierde kwartaal, die tweede kwartaal, kry jy jou vorderingsverslag wat wys, okay, hier is hoe jy is dusver, en die finale verslag is die punte vir die jaar, sodat die ouers kan weet, hier is hoe my kind hierdie jaar gedoen het in die wêreld van punte. So ons gee dit en soos ek sê, daai vorderingsoorsit is lewendig. Jy kan enige oomblik gaan sien, wat het jy nie, want as jy nog nie 'n taak ingedien het nie, sal jy sien, daar's 'n 0 daar en dit sê, taak is nog nie ingedien nie. Ons sê nie, dis verby nie, ons sê nog nie. Want ons glo die kind sal daai taak doen wanneer die kind reg is. Wanneer die kind voel, dit is die tyd vir die taak. So dit is net met, en Cornel sal seker meer met julle praat oor die toetse en eksamens, waar daar vaste tyd is, maar met die geel sterborrels, dit is wanneer die kind voel, ek het nou begrip van wat ek moet doen, ek is reg vir hierdie, ek gaan nou skyn. Okay, baie dankie. Ek waardeer al jou insette en jou antwoorde tot die vrae. Ek gaan 'n bietjie vir Cornel ook 'n geleentheid gee om die vrae te beantwoord. Nee, jy was eers hier. Maar Cornel, ek wil sommer net vandag by jou weet, hoe hanteer die mos situasies waar leerders tegniese probleme ondervind tydens assessering, want ek weet, dis 'n vraag wat ek baie kry. So, hoe sal jy vir ons dit kan beantwoord? Ek dink jy is nog gemute. Dankie. Ek is. Dankie vir die vraag net. Nou stap ek julle op biltong. Ons het mos net reëling. Dan moet jy biltong stuur vir die ander mense. So ek moet vir julle biltong stuur. Ek is gelukkig van die Noord-Kaap, so hier's baie biltong, so ek sal maar vir julle stuur. So dankie dat julle vir die vraag. Dit is dis definitief 'n baie goeie vraag om te vra.
As ons kyk oor die fases, jy in intermediair en senior fase gebruik nog steeds die Gibbon stelsel en die Google Workspace of Google Suite waarin hulle basies werk. En wanneer hulle tegniese probleme ervaar, reik hulle mos nou maar uit na julle as leerbestuurders om hulle te help, of hulle sal byvoorbeeld kommentaar lewer in 'n borrel waar hulle sukkel met fisiese tegniese probleme in die borrel self, al is dit 'n assesseringsborrel, sal hulle daardie kommentaar lewer, of hulle sal 'n chat stuur vir die onderwyser. Die assesseringsproses lyk bietjie anderste in die VWO fase, waar ons dan nou van eksterne slagteware gebruik. En die tegniese ondersteuning in daai geval is maar jy kyk na die tegniese ondersteuning, so kinders reik uit na my toe. Kinders reik nou uit na my toe deur middel van 'n e-pos of 'n chat en sê juffrou, ons sukkel, ons kom nie in, ons kry nie ingeteken nie, ons sein is nie lekker nie, of die sagteware wil nie werk nie, en dan kyk ons of ons deur die probleem werk. Die sagteware wat ons ook gebruik het ongelooflike tegniese ondersteuningsplatforms wat jy ook 'n WhatsApp byvoorbeeld kan stuur en hulle vir jou dadelik help om ook deur daai probleem te kom. So as ek byvoorbeeld nie kan help nie, dan kry ons nou die groot kanonne om nou in te kom en sê luister hierso, hierdie tegniese probleem is nou bo my firmaplek, wat kan ons volgende doen? So daar's altyd nog 'n vlak van wat ons kan gaan na om jou te help met jou probleem. Ons het ook tydens eksamen of vasgestelde periodes, sê nou maar toetsrooster of eksamen tye, het ons 'n Google Classroom wat ons dan beskikbaar stel. Ons stuur die link vir al die leerders, so hulle kan inkom soos hulle, as daar iets is waar hulle vashak of waar hulle struikel, kan hulle inkom op die call en daar's altyd 'n aangestelde of 'n persoon wat beskikbaar is of op bystand is om hulle te help en dan sommer dadelik die probleem aan te spreek sodat hulle nie hoef te stres dat hulle tyd uithardloop tydens die assessering nie. So ja, dit is maar die ondersteuning. Dankie, ek waardeer jou antwoord. Ek dink dit is baie gerusstellend om te hoor vir ouers, want dit is half die agtergrond wat jy gaan dit eers ervaar as jy daar kom. So dis goed dat jy dit nou vir ons so uitgelig het. Baie dankie. Ekskuus En my, dan ek was wil ek, yes. Ek is vinnig bylaas. Voordat ons in enige prosessing gaan, enigiets wat verander is daar uitgebreide opleiding en toets van jou sagteware. So elke kind is deur hierdie proses nog voordat hy sy eerste toets skryf. So niks gaan vir hom snaaks lyk of hy ongemaklik is met wat nou voor hom opduik as daar 'n boodskap kom, hy gaan presies weet wat alles beteken, waar moet hy klik, hoe moet hy maak en gemaklik wees om die toets deur te werk sonder daai stres dat hy 'n tegniese probleem het. So eintlik is ons hele benadering voorkoming voor daar tegniese probleme is. Okay, dit maak sin. Ja. Wonderlik. Okay, Cornel, Skus, kan ek net toe inval? Skus minnie, kan ek net toe sê, want jy praat van die eksterne sagteware, maar ek dink is cool om hulle name te noem sodat hulle weet dit is Douga en die Invigilator app wat die eksterne pret is. Dankie Sam. Ja, dis goed om te weet. Okay. Cornel, dan wil ek net weet, neem die MOS rekening van individuele leerbehoeftes tydens assessering in die VWO fase? So ja, daar is spasie daarvoor. Leerders doen aansoek vir konsessies. Hulle reik eers uit na hulle leerbestuurder toe en die leerbestuurder help hulle deur die proses van die konsessie aansoek. En dan wanneer ons toetse en eksamens skeduleer, dan word daar 'n aparte toets of eksamen geskeduleer vir 'n leerder met konsessie. So ons maak spasie vir baie verskillende tipes konsessies, of dit nou is 'n leser wat by die leerder sit en vir hom help deur die vraestel, of party sit vision impairment. Ek is nou nie heeltemal 100 op die Afrikaanse woord daarvoor nie, maar hulle kan nie lekker sien nie en hulle moet dit vergroot. Daar het die sagteware ook ingeboude verstellings wat jy kan sommer dadelik verstel as jy nou wil graag hê die skerm moet vir jou groter wees of die woorde moet vir jou groter wees. So ja, daar's definitief spasie vir enige konsessie wat leerders het. So hulle kan net uitreik na 'n leerbestuurder toe en dan vat ons dit van daar af en ons kyk hoe ons hulle kan help. Okay, baie dankie. En dan wil ek net weet, hoe verseker MOS dat assesserings eerlik en betroubaar in die VWO fase afgelê word? Want dit gebeur mos nou aanlyn. So hoe verseker MOS dit? Okay, so Sam het dit nou al reeds genoem vir ons daar. Ons gebruik twee sagteware. Die een is Douga waarop die leerders toets skryf en en dan gebruik ons die sagteware die Invigilator app. Nou hoe ek dit gewoonlik verduidelik vir ons ouer generasie wat nog skoolgaande was en nog hierdie prentjie het van 'n skool en 'n eksamenlokaal. So Douga is basies die saal waar jy ingaan en waar jy nou jou toets gaan skryf. En die Invigilator app is soos daai juffrou en meneer wat in die saal op en af deurgestap het en gaan kyk het of seker te maak dit is gekontroleerde omstandighede en dat daar nog integriteit is met die aflê van eksamen. So die leerders begin dan op Douga, hulle teken in op hulle toets wat hulle vir die dag gaan skryf en dan as hulle dan loods hulle die Invigilator app en die Invigilator app
daar gaan dan 'n kameraatjie aan, so in daai tyd gee hulle dan permissie vir die Invigilator app om hulle te monitor terwyl hulle toets of eksamen skryf. En dan die Invigilator app sal dan in daai tyd 'n sekere aantal data vasvang wat vir ons dan nou sê hoe was jou omstandighede tydens of die leerders se omstandighede tydens die toets terwyl hulle die toets geskryf het. So ons weet as daar iemand in die skerm of in die vertrek was saam met daai leerder, as iemand gepraat het met daai leerder, ons weet as hulle ChatGPT gebruik het of 'n ander tab oopgemaak het in hulle Google browser. So dit kom alles op by die Invigilator app, daai data word alles vasgevang. En dit is dan maar hoe ons dit dan verseker die assessering is betroubaar afgelê en daar is nie dit word nie bevraagteken en hier is werklik die kennis van die leerder wat deurgekom het in die toets of in die eksamen. Die Duga het ook vir ons in 'n mate van 'n sekuriteit wat hulle vir ons bied in die sin van ons weet as die leerder byvoorbeeld Duga verlaat het en na 'n ander tab toe gegaan het en dit maak ook net die toetsproses vir ons makliker in Duga want daar is waar ons dan ook terugvoer gee. So ons weet die leerder gebruik net hierdie twee platforms. Daar is nie vreeslike ander 'n file hier save en 'n folder hier deel of 'n so ons maak dit eenvoudig. Ons fokus op die toets en die juffrou kyk vir jou wanneer die Invigilator app is. Maar dit is maar basies hoe die proses van integriteit en betroubaarheid lyk daarso. Mag ek die tegnologie van vandag is daar baie gevorderd. Mag ek iets daarby voeg ook? Net in case daar iemand is wat kyk en hulle het nog nie 'n kind in die VWO, maar dit kom. Oor die integriteit van die take en die assesseringsbordels in die laer grade en selfs in die VWO. Die take is deur 'n modereringsproses voordat die taak vir die kind gegee is, sodat ons weet dat dit die regte kwaliteit vir wat jy uit education wat jy verwag, die standaard moet wees. En daar is ook 'n post-moderation waar die merk van die werk ook nasien is, sodat ons altyd bewus is waar die vlak van kwaliteit is en ons verseker dus regverdige en hoë kwaliteit assessering. Ek wil daarby las by Sam. Ja, ek wil daarby las. Ek is seker daarvan, okay, so ons assesseringskoördinators is baie passievol oor assessering. So jy sien dit seker nie net so praat dit nog steeds 'n proses maak, maar dit is iets wat ons tog moet volg. Ons volg CAPS van graad in die senior en die intermediêre fase volg ons CAPS en dan in die VWO fase volg ons IEB. So die assesseringsprogram is ook belyn met hierdie kurrikulums wat seker maak dat as hierdie leerder byvoorbeeld aangaan na matriek, is hy kan en sy gemaklik by 'n universiteit aansoek doen of enige ander leerinstansie, want die assesserings of dit waar leer gemeet is vir hom, is op standaard van in Suid-Afrika of nasionaal. Ek dink dis 'n baie belangrike punt wat jy daar genoem het. Dankie Cornel. Goed julle, baie dankie dat julle vandag met ons gesels het en dit was lekker om bietjie meer te weet van assessering of meer te leer van assessering en dan ook om vir julle te kan sien, die assesseringskoördineerders, en julle beter te leer ken. Ek waardeer julle tyd en dat julle lekker met my gesels het vandag. En dan nooi ek graag net al ons luisteraars uit om na ons volgende potgooi te luister wat kom. Skakel in. Hierdie is 'n geleentheid vir ouers om dalk bietjie meer te leer van tuiskoolonderrig en jouself ook net so bietjie meer selfvertroue gee om dan jou kind tot die beste van jou vermoë te ondersteun. Goed julle moet 'n lekker dag verder hê. Totsiens. Dankie, lekker dag.